Goeienaand, welkom. Dit is al aan, lyk ek nie so nie, maar dis maar. Welkom. Dis as Woensdag en offisieel nou vandag die eerste dag van Lijdenstyd. Ons erediens vanaand gaan die ou kerklike liturgie volg. Meeste daarvan is maar stil oomblikke en tekslesing en 'n baie kort oordenking oor die evangeliese teks wat ons gaan lees. Maar baie daar in die liedere wat ons gaan sing is Tesai liedere. Dit is julle sal dit hoor, dis die tipiese Tesai melodieë. En daar is 'n paar plekke in die erediens waar dit responsories is. Dan word ek sê 'n gedeelte, dan sê julle gedeelte agterna. Maar dit sal alles op die bord verskyn, soos wat ons gaan. En dan wil ek net vinnig iets sê oor die simboliek. Ons gaan die asritueel doen. Ek het vroeër vandag het ek 'n ding op sosiale media uitgestuur oor wat dit bietjie verduidelik, so ek gaan nie veel tyd daaraan spandeer nie. Maar die asritueel is die simboliese herinnering dat, soos wat ons lees in Genesis 3:19, dat ons is as en tot as sal ons terugkeer, maar ons doen dit in die simboliek van die kruis, want ons onthou dat die kruis uiteindelik die verlossing was wat die Here Jesus gebring het, sodat ons, selfs al is ons as, koningskinders kan wees. En dan gaan ons ook die nagmaal gebruik, dit is stil nagmaal. Ek gaan die elemente instel, en dan wanneer ek dit klaar ingestel het, kan julle elkeen op julle tyd vorentoe kom. So, jy gaan daar sit en dan in stil nadenke, en dan wanneer jy gereed is daarvoor, dan kan jy self vorentoe kom, en dan bedien ek aan jou die as symboliek, en dan kan jy vir jou wyn en broodjie vat, en jy gaan sit, net op jou eie gebruik, op jou eie tyd, terwyl jy met die Here besig is, so in jou hand. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was in die begin, so ook nou en tot in ewigheid. Amen. Loof die Here met alles wat in jou is. Loof sy heilige naam. Gedeer die een van sy weldade die. Dit is hy wat al jou sondes vergewe en al jou siekte genees. Wat jou red van die graf en jou liefde en vrede kroon. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van die Allerhoogste God en die Seun, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, ons vertrooster. Amen. Terwyl ons sit, sing ons eerste lied, dis die 222, aanbiddingslied, loof die Here God, ons sing die Afrikaans en dan direk daarna die Engels. Voordat ons eerste lesing het, kom ons bid saam. Here almagtige God, ons is hier by mekaar as 'n geloofsgemeenskap, maar ook as individue, wat elkeen ons persoonlike verhouding met U het. Ons dank U, Here, vir die voorreg dat ons dit wel mag hê. Dit terwyl ons baie sterk herinner word daaraan, juis op Aswoensdag, dat ons stof is.
en dat ons ook eendag weer tot stof sal terugkeer. Maar Here, met hierdie stofmannetjies en vrouens, het U die inisiatief geneem om 'n verhouding aan te knoop, omdat U vir ons so lief is. Dankie Here dat terwyl ons nou lydenstyd ingaan en in hierdie 40 dae onsself weer gaan herinner aan die prys wat Jesus betaal het, sowel as ons aandeel daarin. Here, in hierdie tyd wil ons werklik ook moeite doen om weer 'n bietjie nader aan U te groei. Help ons geestelike dissiplines juis in hierdie tyd. Die dissiplines waarop ons fokus in lydenstyd, vas, gebed en almosing. Here, dat ons wanneer ons dit beoefen, dat ons werklik sal ervaar hoe dat ons elke dag weer nader aan U groei. En dit alles in afwagting en in voorbereiding vir Paasfees. Dankie Here dat ons U lyding kan vier. Dis ironies, want lyding is toch nie iets wat 'n mens vier nie, maar met die wete dat U opgestaan het uit die dood het, Here, daarom weet ons dat lydingstyd het 'n mooi einde. En daarom is ons met die wete dat ons gebroken is, opgewonde oor dit wat kom. Seën asseblief hierdie byeenkoms, hierdie erediens, wanneer ons die simboliek gaan gebruik, die sakrament gaan gebruik, Here, dat dit werklik in ons die verskil sal kom maak, wat tot eer en verheerliking van die naam sal staan. Ons bid dit in afhanklikheid en in die heilige naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons eerste skriflesing is uit die Ou Testament. Ons lees Joël hoofstuk 2 vers 1 tot 2 en dan ook weer verse 12 tot 17. Blaas op die ramshoring op Sion, maak alarm op my heilige berg. Al die inwoners van die land moet bewe, want die dag van die Here is aan die kom. Ja, dit is naby. Dit is 'n dag van duisternis en donkerte, 'n dag van wolke en diepe duisternis, soos die rooi dag wat oor die berge uitsprei. So is daar 'n groot en magtige volk soos daar nog nooit tevore was, of ooit weer sal wees, tot in die verste nageslag. Maar selfs nou, keer terug na my met julle hele hart en nie julle klere. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. Wie weet, dalk draai hy om, het berou en laat sy 'n seënde agter hom oorbly, 'n graanoffer en 'n drankoffer vir die Here, julle God. Blaas die ramshoring op Sion, bepaal 'n heilige vastyd, roep 'n gewyde byeenkoms uit, roep die volk byeen, heilig die geloofsgemeenskap, versamel die oudstes, maak die kinders bymekaar, ook die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer kom, die bruid uit haar bruidskamer. Tussen die voorhof en die altaar en die priesters huil, hulle wat in diens van die Here staan. Ons volgende skriflesing is uit die Evangelie, Matteus hoofstuk 6 vers 1 tot 6 en ook dan weer verse 16 tot 21.
Wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemel nie. Wanneer jy die liefdadigheid oefen, moet dit nie uitpas nie, soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur geëer kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straat te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid is, en alles sien, sal jou beloon. Wanneer jy vas, moet nie soos die skynheiliges met lang gesigte wees, want hulle trek hulle gesigte, sodat mense kan sien dat hulle vas. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar, wanneer jy vas, sal jou kop met olie, salf jou kop met olie, en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader, wat in die verborgenheid is, dan sien, dat jy vas. En jou Vader, wat in die verborgenheid is, en alles sien, sal jou beloon. Moenie vir julle skat op die aarde in mekaar maak nie, daar waar mond en roes verdeel, en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, daar waar mond en roes nie verdeel, en waar diewe nie inbreek en steel, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons lees dit so. Op Aswoensdag begin ons die pad van lydingstyd, soos wat ek gesê het. Dit is 'n pad van selfondersoek, bekering, verdieping, weer soeke na die Here. Die as wat ons op ons voorkop laat teken, herinner ons, uit Genesis 3:19, jy is stof en tot stof sal jy terugkeer. Dit bring ons terug na die kern van ons bestaan, ons broosheid en ons afhanklikheid van God. Matteus 6 waarsku Jesus teen 'n geloof wat leef vir die oë van mense, soos wat ons nou gelees het. Hy sê pas op dat julle nie julle godsdienstige pligte voor die mense doen om deur hulle gesien te word nie. Dis nie die bedoeling. Hy noem daar ook dan 3 praktyke. En dit is ook die 3 dissiplines wat ons beoefen in die 40 dae. Vas, gebed en almos. Vas is juis dit wat ons bereid is om op te gee, sodat dit ons pla. Want wanneer ons iets opgee, waarna ons dan weer soek en ons bewustelik die besluit maak om nie daarheen te gaan nie, dan dink ons ook, maar dit is die rede hoekom ek dit doen. En dit is dan natuurlijk, dat ek juist in daai tyd weer aan die Here sal dink. Daarom kan vas ook insluit, eenvoudig net minder koffie, of vroeër opstaan, of vleis, nie vleis nie, of dalk minder sosiale media, of dalk nie TV nie. Wat dit ook al mag wees, sodat jy in die tyd wat jy aan daardie spesifieke ding sal afstaan, dat jy juist daai tyd weer sal gebruik om tyd aan die Here uit te staan. Die ander een is dan natuurlik gebed. En hier is baie duidelike riglyne oor hoe om te bid. Jesus sê hiermee dat ons glad nie in die openbare moet bid. Ons doen dit. En ons moet dit doen. Want op so 'n manier
is ons instemmend tot medegelowiges wat op daardie oomblik saam met ons moet. Maar wanneer ons in ons persoonlike verhouding met die Here in gesprek tree tot God, doen dit in jou binnekamer of op 'n plek waar jy alleen is. Juis sodat jy kan weet dat jy doen dit in 'n opregte kommunikasie met God, sonder enige vooropgestelde idees en verwagting dat mense jou daarvoor sal prys. En natuurlik die derde een, dit is die gee van almose. Die gee van almose is maar in kort diensbaarheid aan ander. Dit is om diensbaar te wees aan ander soos wat Jesus vir ons die voorbeeld omstel. Het sy dit nou is om 'n kospakkie te gaan aflaai, of om vir iemand wat langs die pad staan en ry loop 'n lift te gee, of dalk bereid wees om vir iemand 'n brood saam te bring van die winkel af aangesien jy daar is. Dalk is dit om 'n kan water aan te bring. Dalk is dit om vir iemand wat alleen is te gaan kuier en 'n koppie koffie saam met hulle te drink. Waar dit ook al mag wees, maar dit is tyd wat ons afstaan. Tyd wat ons afstaan aan ander om aan hulle die liefde van ons Here te betoon. Daar is nie reg voorskrifte daarvoor. Die enigste ding wat Jesus hier opbring, is ons nou juist dat ons dit nie doen vir aansien. Baie mense, wanneer hulle deesdae goed doen aan ander, soos wanneer hulle kospakkies uitdeel of so iets, dan neem hulle allerlei foto's terwyl hulle die kospakkies uitdeel, sodat hulle dit op sosiale media kan plaas, om in 'n poging om dan nou ander borge te kry en om hulself te laat goed lyk en dis meer. Ons doen dit nie so. Die Here word nie beïndruk deur die hoeveelheid likes wat jy op sosiale media kry. Die Here se hart klop warm wanneer jy sy liefde aan iemand anders betoon, sonder dat iemand anders dit raak sien, juis omdat dit dan opreg is. En in hierdie hele gesprek wat Jesus gegee het in hierdie teks waaroor ons nou gesels het, gaan dit daaroor dat ons onsself die vraag moet afvra: waar is my skat? Waar maak ek my skatte bymekaar? As ons ons skatte hier op aarde bymekaar maak, gaan ons altyd teleurgestel sien. As ons ons skatte hier op aarde bymekaar probeer maak, dan gaan iemand iewers dit van jou beroof. Ons skat moet in die hemel wees. Ek het baie lank geworstel daarmee om vrede te maak daarmee, dat ek eerder sal gelukkig wees met die minste, want vrede is vir my belangrik. Ek bedoel daarmee, ek het ook 'n vrou en 'n kind, en ouers en skoonouers, en familie en vriende, vir wie ek altyd wil probeer voorsien tot die beste van my vermoë. En ek sal dit altyd wil doen. Maar soms kan ek. As dit beteken dat ek moet my gesin opoffer, of my familie opoffer, of my vriende opoffer, of my tyd saam met hulle opoffer, sodat ek die een of ander plan kan maak om vir hulle Jacobs koffie te gee in steede van Riet koffie, dan gaan ek eerder Riet koffie kies, sodat ek meer tyd saam met hulle kan spandeer. En dis moeilik. Dit is wat ek gaan vas in hierdie 40. Ek gaan probeer om te vas dat ek heeltemal te veel tyd aan ander dinge spandeer as dit waar ek my staan wil. En ek wil jou uitnooi, wanneer ons nou weer 'n bietjie nadink, dat jy vir jouself kan identifiseer. Wat gaan jy vas in hierdie 40? Wat gaan jy dalk meer doen in hierdie 40 dae?
Hoe gaan jy hierdie 3 dissiplines beter beoefen? As ons vrede maak daarmee dat ons skatte nie aards is nie, maar eerder hemels, kan ek jou waarborg, die spanning wat jy beleef, die konstante gejaag na wind, gaan jou baie minder pla. Lydenstyd is ook natuurlik nie 'n tyd om weer godsdienstig te lyk. Dit is 'n tyd om nader aan God te leef. Selfs al sien niemand anders dit raak. Ek hoop dat jy hierdie tyd 'n geloof sal kweek, soms nou nie geheim, en sal groei. 'n Gebedslewe wat eerlik is, 'n hart wat sy skat in die hemel vind. Amen. Ons gaan nou die volgende woorddiens, die volgende skriflesing is uit Psalm 51, vers 1 tot 16. Vir die musiekleier, die psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom toe gegaan het, nadat hy met Batseba omgang gehad het, sê hy, wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal as u uitspraak lewe, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig, my moeder het my swanger geraak. Kyk, getrouheid verwag u reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg, met Martelijn, sodat ek rein kan wees, was my, dan sal ek witter as sneeuw wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor, na die gebeente wat u verbruisel het, juig. Sluit die oë vir my sonde, en al my sondeskuld, wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf dan uit u teenwoordigheid nie, en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Laat my weer vreugde oor u verlossing ervaar. Laat 'n gewillige Gees my ondersteun. Ek wil oortreders u paaie leer, dat sondaars na u kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God. God wat my verlos, laat my tong juig oor u geregtigheid. Ek wil julle nooi om nou saam met my 'n skuldbelydenis te maak, alvorens ons die sakrament bedien. Heilige God en genadige Vader, Ons beleid oor die oorgawe, ons geloof en ons gedagtes, woorde en dade, deur dit wat ons gedoen het en dit wat ons nagelaat het om te doen. ons het u nie lief gehad met ons hele hart en ons hele verstand en al ons kragte nie. Ons het ons naaste nie lief gehad soos ons onsself. Ons het ander nie vergewe soos wat ons vergewe is. Here, wees ons genadig. Ons was doof vir u roepstem om te dien soos wat Christus ons gedien het. Ons het nie dieselfde gesindheid in ons gehad as wat daar in Christus was. Ons het u Heilige Gees bedroef. Heer, wees ons genadig. Here,
Ons bely ons ontrou van die verlede, die verkeerde dinge wat ons gedoen het, ons blindheid vir die nood van ander, ons onverskilligheid in die aangesig van onreg en lyding. Heer, wees ons genade. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my Amen. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat hy al ons sonde weggevat het. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat die heilige offer van Jesus Christus al jou gebreke oorsaak is. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en ons glo dat hy al ons sonde weggevat het. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van Jesus Christus jou rein was van al jou oortredinge. Die kant is druiwesap, daai kant is die wyn. Ons dalk om 'n groot beker te gebruik. Die mens dalk om na vore toe te kom. En dan wanneer jy voor is, kan jy verandering gee, of ek die askruis op jou voorkop, en dan vir dit vir jou aan op jou eie kant.
Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie Jesus, dat U vir ons gelei het, en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief, en ons glo U. Hoor ons gebed, wanneer ons nou bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook U vergeef wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan ook afsluit met ons laaste lied. Dit is die 181, gee ons ware vrede, Jesus, Heer, ons sing die Afrikaans en dan die Latijn. Jy het teken van die as en die sakrament van die nagmaal ontvang. En hierdie 40 dae onthou dit. Leef daarvolgens
dat hierdie herinnering jou sal inspireer om elke dag nader te groei in jou verhouding met die Here, in dankbaarheid vir dit wat hierdie simbole voorstel. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en die nabyheid van die Heilige Gees sal by julle wees en bly van nou af tot in alle ewigheid. Amen.